maar ek gaan ook nie dit beloof nie. Maar in elk geval, so ons begin vandag met die reeks lewe. En as jy hoor ons praat oor lewe, waaraan dink jy? So baie keer wat gebeur is, as ons gebruik gewoonlik die stelling, jy weet as ek nou hard begin werk en ek sit meer ure in en dan is die motief daar agter, dan sê ek gewoonlik vir my mense, ek wil net 'n beter lewe hê. So dan praat ek eintlik vir my lewenskwaliteit, wat ek dan nou vir my mense wil gee. En baie keer sê ons ook, die lewe loop snaakse draaie met ons. En dan bedoel ons eintlik, ons het vreemde omstandighede in ons lewens wat net heeltemal verander het. En dan die ander ding wat ons ook baie keer sê is, as ons nou na 'n lang kwartaal, soos die eerste kwartaal, vir die wat nog kinders op skool het, dan weet 'n mens, yes, ek wil net 'n bietjie asemhaal, dan sê ons, ek wil net 'n bietjie gaan lewe. So dan beteken dit, ek wil eintlik net 'n bietjie vakansie, ek wil net 'n bietjie rus. En die tieners gebruik dit op 'n baie unieke manier. Kyla natuurlik is baie betrokke by die tieners, so ek leer al hulle slang ook so nou en dan, partykeer gebruik sy dit op my, en dan weet ek glad nie, ek weet oor die algemeen nie, maar daar weet ek glad nie wat sy sê nie. Maar dan, die tieners gebruik dis om te sê, as daar nou iemand in die groep is, en jy weet, hulle hoort nou nie in die groepie, of hulle sê nou iets wat nie gepas is vir die groepie, of hulle probeer nou die ander ouens uithaal, dan sal die ouens vir hom sê, ag man, kry 'n lewe. So dan, ek weet nie, ek dink jy jaag hom dan weg, of so tipe ding, ek is onseker. Maar in elk geval, ons gebruik die term op verskillende maniere, maar in ons konteks spesifiek, fokus ons op die lewe van Christus. En as ons praat van die lewe van Christus, praat ons nie van die lewe van wat ons nou ontvang van 1950 tot 2024 in terme van lewensduur nie. Ons praat van die lewe wat ons ontvang het van Christus, wat hy vir ons gedoen het deur sy dood en sy opstanding. So ons wil graag kyk na die lewe wat Jesus vir ons gee, en nie lewenskwaliteit nie, maar die lewe wat hy vir ons beloof, en ons sien dit spesifiek, en ek gaan deur Johannes 10 werk stelselmatig, en ook 2 Korintiërs 4 en 5. So as jy jou notaboekie wil uitkry vir jou Bybel, is jy meer as welkom. Ek lees uit die Afrikaans 2020 vertaling, die ander is net vir my te moeilik. As jou brein bietjie anders is as myne is, kry jy 'n moeilike vertaling uit. Maar Johannes 10 sê dit so, en hy sê dit baie interessant, en ek begin die gesprek in vers 7, waar hy sê, Jesus het toe weer gesê, amen, amen. Ek sê vir julle, so hy sê, ek het weer gesê, so gewoonlik in skrif, ons moet daar met 'n vlaggie wees, as iets geherhaal word, is dit verskriklik belangrik. Hy sê, amen, amen, ek bevestig, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Nou, interessant, as jy nou jouself sou moes verbeel, dat daar 'n kraal is, kom ons sê dit is in 'n sirkel, en die skape is daar binne, en die enigste manier hoe die skape in kan kom, is as hulle deur die opening sou moes beweeg, of deur die hek, of deur die deur sou moes beweeg. So die enigste manier hoe die skape in die kraal kan kom, is as hulle deur die opening of die deur dan nou sou beweeg. Jesus maak die stelling, hy sê, ek is die deur vir die skape. Nou baie interessant, in daai tyd spesifiek, het die ouens, daar was 'n kraal en dan het hy net 'n opening gehad. So die herder sou dan nou eintlik letterlik by die deur gaan sit het, of gaan staan het, of gaan lê het, en dit sou seker gemaak het, dat die skape wat binne is, binne bly, en dit sou ook seker maak, terselfdertyd, dat dit wat buite is, nie binne toe kan kom nie. So dat hy sou dan dien as 'n lewende deur, as 'n mens dit so wil sien dan. Maar Jesus maak hierdie stelling, en hy sê, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Die skape het egter nie na hulle geluister nie. So almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Nou, natuurlik, as daar nou 'n kraal is, en ons sê dit is in 'n sirkelvorm, daar's 'n deur, hierdie is nou die lewende deur, Jesus self staan by die deur om die skape binne te hou. Die enigste manier wat 'n dief of 'n rower sou moes inkom, is obviously nie deur die deur nie, hy sou op 'n ander pad moes inkom. Maar dit is baie interessant, waantoe Jesus, wat die stelling wat hy maak van die tweede gedeelte sê, die skape het egter nie na hulle geluister nie. Nou, ek het nie geweet, ek moet na 'n dief luister voordat hy my foon kan steel nie. Voordat hy enige van my besittings kan steel, ek hoef nie na hom te luister nie. Ek is eintlik meerderheid van die tyd onseker, dat hy wel nie meer daar is nie. Maar Jesus sê dit baie interessant, die diewe en die rowers wat agter die skape is, het gekom deur hulle invloed van hulle woorde. En die skape het egter nie geluister nie. Interessant waantoe hy dit vat. En mense kan dit nou seker maar vat na leraars toe, wat nie praat deur die weg nie, wat Jesus is, hy is die weg, die waarheid en die lewe.
enigste een wat na die Vader toe kan kom is deur my, dis die enigste manier. Maar Jesus sê iets interessant hier, so as hy hulle vat na die ding van die skape het glad nie geluister nie. So met ander woorde, die manier hoe die skape gesteel word, is deur woorde wat hulle aandag aftrek en dit kry hulle na die kant toe en hulle luister vir dit. En ek dink dieselfde is waar vir ons lewens. As ons dink aan, jy weet, die hele ding van ons aandag word afgetrek deur dalk omstandighede, dalk woorde, who knows. Maar die aandag word afgetrek en dan word die skaap amper half gesteel. En dit is nou nie dat ons uit die teenwoordigheid van God uit gesteel kan word. Ons kan nie uit die liefde van God uit gesteel word nie. Glad nie van so aard nie. Maar ons fokus draai baie keer op 'n ander pad teen. En dit is baie interessant, want baie keer as ons dink in die term lewe, dan ek dink ons twee goeders wat gebeur as ons dink ons het die lewe ontvang, wat Jesus vir ons beloof. Ons dink hierdie lewe is van so 'n aard dat nou ry ek dalk op 'n genadekarretjie in die sin van ek kan op enige pad ry wat ek wil ry, ek kan enige fout maak wat ek wil ry en in die naam van genade kan ek dit aanhou doen. En ek dink nie ons val in daai kategorie nie, ek dink glad nie so nie, ek dink Johan, ek gaan jou uit al, op 'n Vrydag aand is hy wild, ek grap, hy sê vir my beste pil, ek kan dit sê hoor, maar in elk geval, ek dink nie ons val in daai kategorie nie, ek dink wat baie keer kan gebeur, is dat ons het hierdie lewe ontvang van Christus, en nou omdat ek dit weet, dink ek hoef glad nie daarmee te engage nie. So omdat ek hierdie wete het dat ek die lewe ontvang het van Christus, is dit okay as ek myself op 'n afstand sit vanaf daai lewe. En ek dink dis baie keer wat in my lewe ook gebeur, ek wil amper sê mens verloor 'n tipe van 'n passie as ek dit daartoe kan vat. Want baie keer word jou aandag maar afgetrek en dan my engagement met die lewe wat Christus vir my gee, is nie meer van dieselfde aard as wat dit was in die begin nie. Ek weet nie hoeveel van julle is dalk so toe julle bekeer het, is jy almal noem dit hierdie spiritual high, hulle noem dit ook die honeymoon phase, en dan sê hulle nou kom die mense weer af. Maar daar's eintlik iets mooi aan dit in die sin van dat ons begin met soveel passie en met soveel emosie, en dan iewers soos wat tyd aangaan, dan skuif ons fokus na iets anders toe. So asof ons nie meer in die herder se teenwoordigheid is nie, maar ons fokus nie daarop nie. So dit is nie 'n realiteit nie, dit is waar ons gedagtes baie keer is. In vers 9 sê hy, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Dink jy dis 'n baie mooi stelling. As die skape wil ingaan, dan kan hulle ingaan, want dit is deur my. As hulle wil uitgaan, kan hulle uitgaan, want dit is deur my. Dis in die veiligheid van die herder wat teenwoordig is. En hy sê iets, dan eindig hy en hy sê, en uitgaan en veiding vind. So as 'n skaap veiding vind, dis 'n veilige area waar hy voeding kan kry, waar hulle kan vermeerder, waar hulle groter, sê mense trop, ek is nou nie 'n boer nie, wat sê mense, net baie skape, ek kan seker dit sê, maar by die veiding is juis die plek waar die skape moet dan nou wees. En hy sê dit is juis as hulle deur my gaan, hierdie vrylike toegang wat ons het, tot die teenwoordigheid van God, tot die verhouding wat ons kan hê in God, in dit vind ek my veiding as 'n skaap. Ons as skape nodig voeding. En hierdie voeding wat ons nou natuurlik weet, is die styk van die woord. Dis wat ons voed, dis wat ons gees voed om by 'n plek te kom wat ongeag die omstandighede, ongeag die motiewe of die praktyke van die diewe of die rowers, kan ons nog steeds, ons gaan nie luister nie. Want ons vind die voeding, ons vind ons veiding in die teenwoordigheid van die goeie herder. Vers 10 sê, 'n dief kom net om te steel, te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou ek dink baie keer kan ons gedagtes na 'n plek toe gaan, okay, maar die ouens waarmee hy praat is heiliglik lewendig, die mense voor hom was ook lewendig, so wat is die rede van hierdie lewe? Nou, baie keer kan ons dink, okay, hierdie vers verteenwoordig en verwys net na die eindtye toe, in die sin van, okay, ons het ewige lewe wat ons ontvang deur die geloof wat ons het in Christus, en dit is dalk, ek dink dit is definitief dit ook, maar daar's nog iets wat beklemtoon word, wat baie interessant is, as 'n mens gaan na die oorspronklike taal toe in die Grieks, dan word daai, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, daai word geskryf in die Grieks in die teenwoordige tyd. So daai lewe wat ons ontvang is direk, ons het dit nou reeds ontvang deur geloof in Christus, maar dit is in teenwoordige tyd van toepassing in die praktyk van ons lewe. Ons het nou al toegang tot dit, en ons het dit nou al nodig ook.
So dit is nie meer 'n teologie van okay, ek wag vir die een dag nie en dan maak dit my hele geloof of my hele lewe passief nie. Glad nie dit nie. Inteendeel, ek het hierdie lewe juis ontvang sodat ek kan beweeg in 'n spesifieke manier. Hoekom sou dit nodig gewees dat ons hierdie lewe ontvang? Nou Jesaja het iets interessant profeteer. Ek gaan nou blaai as jy dalk net op die skerm kan gaan vir my asseblief. Maar Jesaja het iets baie interessant wat hy geprofeteer het. En hy sê in hoofstuk 65 vers 17, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die voriges, ek sukkel om my woord uit te spreek, so ek sê net voriges, sal nie meer gedink word nie. Dit sal nie in mense se gedagtes opkom nie. Dis wat hy profeteer. Jesaja is in die Ou Testament natuurlik. En God is van die begin af besig met een storie, met een wil, met een plan. God het nie intussen tyd verander die glad nie dit nie, maar Jesaja profeteer 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal geskep word. My vraag is, hoekom is dit nodig vir 'n nuwe aarde? Ek het amper twee vrae. Hoekom moes ons die lewe ontvang wat nou al van toepassing is en dat ek nou al in praktyk kan gebruik as ek dit so kan stel? En hoekom is dit nodig dat die aarde nuut word? Want as ons teruggaan in die storie, ons sien God het die skepping gemaak en hy het die uitspraak gemaak om te sê alles is goed en dit is alles goed en wel. En ons sien in Genesis 3 sien ons die fout wat gemaak was, 'n klein foutjie wat 'n massiewe impak gehad het op die res van mensdom, nie net mensdom nie, maar ook oor die hele skepping. Mens sien van daai tyd af, van Genesis 3 af, sien ons dat sonde dit lei na die dood toe. Die ewige dood toe. Mense sien dat ook in daai tyd menslike liggame begin vergaan, mense begin pyn beleef, mense begin val in die versoeking van sonde om hulle sondige natuur, sondige aard te volg. En ons sien ook verder, daar's amper die plante en die bome, hulle almal vergaan. Daar's amper 'n dood wat heers op hierdie aarde. En hy sê Jesaja sê spesifiek daar gaan 'n nuwe hemel wees en 'n nuwe aarde wees wat geskep gaan word. En dit is baie interessant want dit is van die begin af wat God besig is met hierdie groot storie. Ons moet hierdie goeters in isolasie lees nie, want dan kom ons by vreemde plekke uit. Mens sien dit geweldig nou met die oorloë en al daai tipe. Mens kom by verskriklike vreemde plekke uit as 'n mens skrif in isolasie plaas. Mens moet dit in die groter storie plaas, in die boek van die Bybel. En Jesaja profeteer die ding dat daar 'n nuwe aarde is, 'n nuwe hemel wat geskep word. En ons het lewe ontvang wat nou al van toepassing is, wat ons nou al kan gebruik, wat ons nou al nodig het om wyding te vind half in die teenwoordigheid van ons Herder. En ons is besig in hierdie jaar met die briewe van Korintiërs, spesifiek 'n baie groot klem op 1 Korintiërs 13 wat ons die res van Korintiërs gebruik om ondersteuning te bied vir daai interpretasie van daai hoofstuk. Maar ons gaan deur hierdie boeke en ons werk in ons persoonlike lewens ook regtig baie intentioneel deur hierdie boeke. En is interessant ek dink Paulus help ons verskriklik as dit kom by hierdie gesprek. Hoekom het ons die lewe ontvang? Hoekom het ons dit nodig? Hoekom is dit nodig om alles nuut te maak? Hoe lyk dit dat God alles nuut maak? Dit voel vir my Paulus, hy het iets beet hierso as dit kom by die antwoord vir hoekom ons hierdie lewe ontvang het. In 2 Korintiërs 4 vers 3 begin en daar gaan ek nou 'n hele lang rukkie stil staan. In vers 3 sê hy, as ons evangelie dan tog versleier is dit versleier vir die wat verlore gaan. As ons evangelie, ons gospel, ons goeie nuus, die nuus aangaande die koning wat gekom het, dis daai evangelie. As dit versleier is dit versleier vir die wat verlore gaan. Wat hy ons eintlik nou hiermee help, is om te verstaan dat ouens, daar was 'n tyd wat ons nie die evangelie sou kon verstaan nie. Daar was 'n tyd waar daar 'n sluier was, dis net so goed ek hou my Bybel tussen my en julle. Ek kan julle glad nie sien nie. Ek weet nie wat julle reaksie nie. Ek kan nie, daar's amper 'n skeiding tussen ons twee, want ek kan julle nie sien nie. Ons kan nie amper direk met mekaar praat nie. En hy sê in dieselfde aard, daar's 'n sluier gewees tussen die mensdom en die evangelie. Daar was 'n afstand tussen mens en God, soos wat ons sien van Genesis 3, waar mense uit die teenwoordigheid van God uit was. So mense sien, daar's 'n afstand, maar ook mense sien dit ook in die tabernakel en die tempel, waar daar 'n voorhangsel was tussen die teenwoordigheid van God en die mens. Van so 'n aard dat een mens net een keer 'n jaar by die teenwoordigheid van God kon ingaan. Dit was 'n sluier, dit was dik. Is eintlik 'n baie interessante feit. Daai voorhangsel was 15 cm dik ook gewees. Ek sê altyd vir mense, is glad nie 'n Checkers gordyn nie, dis 'n Woolies gordyn. Dit is 'n dik ding.
Maar in elk geval, daar's 'n afstand tussen ons en hierdie evangelie om die vermoë om dit amper te verstaan. Ons verstand is amper, daar's amper 'n lap oor ons verstand om hierdie tipe dinge te kan begryp. En ons gaan nooit volle dankbaarheid hê vir dit nie, want ons weet nie wat dit is sonder dit nie. Maar as ons by 'n plek kan kom wat ons weer van vooraf dankbaar is vir die evangelie wat ons nou kan begryp, die feit dat die sluier nou heeltemal weggevat is. Dis soos as ek ry in die oggende en ek raak altyd in mekaar daarmee en dit is wasem verskriklik hierso, dan weet ek nie, sit ek my aircon op warm of koud nie, albei voel dit maak dit ewe erg. Ek kan glad nie voor my sien nie, ek weet self eers waar ek is nie. Dis waar die manne was. Hulle het beweeg sonder dat hulle weet waartoe hulle beweeg. Hulle het beweeg sonder dat hulle bewus was van die plan van God. Ons het die voorreg om te weet wat die plan van God is. Massiewe voorreg. Vers 4 gaan hy verder, hy sê, vir die ongelowiges, wie se denke deur die God van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor julle skyn nie. Die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle skyn nie. Die heerlikheid van Christus, die beeld van God. Ons het die voorreg dat Christus self aarde toe gekom het om God aan ons te openbaar. Dat wanneer ons na Jesus kyk, kan ons God sien, ons kan God beleef en deur Jesus wat hierdie lewende deur is vir al die skape om in vrylik in en uit te kan beweeg. Is die realiteit dat ons vrylike toegang het tot die teenwoordigheid van God wat geken is as die lewe. In die Joodse tradisie, baie interessant, was die gedeelte by die tabernakel, die tent, waar die teenwoordigheid van God was, hulle daai beskryf as die gedeelte van lewe. Ons kan amper 'n direkte korrelasie maak tussen die uitspraak van Jesus, om te sê ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe nie, tensy hulle deur my kom nie. Jesus hy is die lewe, hy is die teenwoordigheid van God, hy beliggaam God in sy karakter, in sy natuur, in sy hart, in sy wese. En ons het die voorreg om nou openlike toegang te hê, dat ons hierdie God van lewe kan ken. Vers 5 sê, ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Die lewe wat ons, die dinge wat ons verkondig, kyk, hierdie ouens het 'n magtige bediening gehad, Paulus wat hierso praat, magtige bediening. Alles wat hy deurgegaan het, alles wat hy gedoen het en bereik het, was nie in sy eie nie. Alles was om 'n pyl te wees, om vir mense te wys wie Christus is, want Christus wys vir mense wie God is. So ons lewe is van so 'n aard, omdat die sluier weggevat is, ons oë is oop, ons verstand is oop om te verstaan, ons harte is verlig om te verstaan, om te kan sien. Is dit van so 'n aard dat my lewe nou 'n lewe kan wees wat 'n pyl is, wat wys wie Christus is. My lewe is syne en sy lewe is myne. Dit is nie soos die stelling van 'n huwelik wat die vrou sin is die vrou sin, wat die man sin is ook die vrou sin. Is nie dit nie? Is interchangeable, as ek dit so kan stel. Dis syne en myne en is saam. My lewe wys na syne toe. Wanneer jy na my kyk, wanneer jy my oë kyk, wanneer jy my woorde hoor, wanneer jy my aksies sien, sien jy die lewe van Christus wat hier in my leef. Vers 6, hierdie is eintlik ons jaartema se skrif. Verskriklike belangrike skrif. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus. Laat daar uit die duisternis lig skyn. En hy vat dit, die God wat gesê het, en daai stelling wat laat die daar duisternis in die lig skyn, dit klink amper soos die skepingsverhaal. Laat daar lig skyn. Dit klink eintlik asof Paulus dit heeltemal verkeerd quoteer. Maar hy doen dit baie intentioneel, hoekom hy hierdie woorde daar plaas. Hoekom? Want hy vat ons koppe terug na daai tyd toe. Deur om daai stelling te quoteer, vat ons koppe na daai tyd toe, om te sê, ouens, daai selfe God wat lig, wat lewe gespreek het, is dieselfde God wat nou lig en lewe in ons harte inspreek. En ons harte kan nou skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Waar kry ek die kennis van die heerlikheid van God?
Dis die stelling wat hy maak, om ons harte te verlig met die kennis van die heerlikheid van God. Waar kry ek daai kennis van die heerlikheid van God? In die aangesig van Jesus Christus. Hy is die glory. Hy is die heerlikheid. Wanneer ek in aanraking kom met die Seun, kom ek in aanraking met die Vader. En my hart is verlig tot by 'n plek wat ek nou heeltemal anders te sien. En ek dink nie dit voel altyd soos die realiteite nie. Ek dink baie keer doen ons dit self, wat ons die sluier van vooraf weer voor ons oë sit. En ek dink dit kom dalk van omstandighede wat moeilik is. Ek dink dit kom dalk uit 'n wêreldbeeld wat baie keer stoei met dit wat ons lees, en baie keer neig ons nog steeds na die wêreldbeeld toe wat dalk beïnvloed word deur kultuur of 'n ander tipe, ingesteldheid. Dit kan ook dit wees, ek weet nie. Maar ek dink 'n goeie beginpunt is alleenlik om toe te laat dat hierdie lig ons harte totaal en al verlig met die kennis van die heerlikheid. En daai terme klink vir my ook verskriklik abstrak. En ek dink baie keer ongelukkig het kerke dit abstrak gekommunikeer. Dat dit 'n spesifieke ding is wat gebeur as ek 'n spesifieke aanraking het met God. Dan begin ek hierdie kennis kry. Ek dink dis baie eenvoudiger as dit. Ek dink dit is so eenvoudig deur om net na God toe te gaan en sê, Here, hier is ek. My hart is verlig. Ek laat dit toe verder in my lewe. Skyn in my hart sodat ek nie vaskyk aan die omstandighede nie, dat ek nie vaskyk aan hierdie sluier nie, maar dat hierdie ding van binne af, en dis die taal wat hy praat, nee, dis van binne af wat ons verlig word, nie eksterne nie. Dis iets wat hy binne in ons harte gedoen het. Iets wat hy in ons harte gedoen het is 'n permanente feature. Die omstandighede is baie veranderlik. Dit wat hier binne my gebeur het, dit is nie veranderlik nie. Ons koppe, ek dink is die Suid-Afrikaner manier, ons koppe neig mos, as ek 'n foutjie maak, dan moet ek nou weer van voor af alles begin. Glad nie die geval nie. Jou hart is reeds verlig, amen. Soos wat jy hier sit, as jou hart verlig. Jy kan kennis hê van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus. Intieme taal, aangesig, in the face of Jesus. Intieme taal is my gesig teen sy gesig, sodat ek kan sien hoe hy sien, sodat ek die woorde kan praat wat hy praat, sodat ek kan hoor wat hy sê. Dis intieme taal, dis nabye taal. En verder, soos wat daai journey aangaan, verlig my hart net al hoe meer. Dis nie van ek moet goeders doen nie. Wandel net die pad saam met die Here. Loop net die pad. Vers 7. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kan kom en nie van ons nie. Hierdie skat wat ons het, ek dink gewoonlik as jy iets waardevol het, sit jy dit gewoonlik in jou beste kluis. Die manne wat jag sal die beste kluis koop vir hulle jaggeweer. Maar hierdie skat het ons in die kleipotte ontvang. Wat is die kleipot? Hierdie vleispaleis wat jy hier voor sien. Ek het nou gedink toe hy doopvideo speel, ek moet aan 'n hemp kry, want daai ding laat my regtig lyk soos 'n kleipot. Nou is nou baie slegte grappie, sorry. Maar hierdie skat het ons ontvang in kleipotte. Wat verteenwoordig dit? Dit wys eintlik die vrylike toegang, wat dit toeganklik is vir almal. Dis nie in 'n kluis iewers in 'n hoekie nie. Dis in 'n kleipot. Dis toeganklik vir almal. Wat eintlik spreek van die waarde wat God aan ons heg, maar ook die waarde wat hy heg aan die mense wat nie hierdie evangelie verstaan nie. Sodat dit vrylik toeganklik is deur hierdie kleipot, dat dit kan gaan na ander mense toe. Dat soos ek dit uitgooi, gaan dit aan na ander mense toe. Nie 'n moeilike ding nie. Dis 'n weesding. Vers 8 tot 11. In alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggame saam, met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggame sigbaar kan word.
Daai vers 11 wat hy sê, ons word in die dood uitgelewe, hy praat van die vervolging wat die ouens beleef het in die vroeë kerk. Ek dink ons beleef het ook tot 'n mate in die sin van dat ons doodgaan vir onsself, doodgaan vir die wêreld daar buite, maar lewe vir hom. Sodat ons ook kan lewe in Jesus, sodat ons lewe van Jesus in ons sterflike liggame sigbaar kan word, sodat wanneer, soos ek vroeër gesê het, wanneer mense na hierdie kleipot kyk, na hierdie sterflike liggaam kyk, dan sien hulle Christus, dan word die lewe van Jesus sigbaar in alles wat ek doen. En dit gebeur alleenlik op die pad wat ons stap. Vers 12, so werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Maar aangesien ons dieselfde gees van die geloof het, soos bly gestaan, ek het geglo, daarom het ek gepraat, glo ons ook, en daarom praat ons. Ons het almal die Heilige Gees ontvang. Toe ek Jesus aangeneem het, dis net die Heilige Gees alleenlik, wat my kan lei tot by 'n plek wat ek Jesus aanneem as my koning. Dis die Heilige Gees wat jou inspireer het. Jy het vandag reeds die Heilige Gees. Ons het groot geword in 'n teologie wat vir ons sê ons moet sekere dinge doen om in die Heilige Gees te ontvang. My vriend, jy het die Heilige Gees. Dis die enigste manier wat jy ja kon sê vir Jesus. Ek beloof jou, in jou vleeslike toestand sou jy dit nooit kon doen nie. Ek beloof jou, inteendeel, die vlees kies altyd teen God. Ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en julle voor hom sal stel, want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God. Vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Wat ek vroeër gesê het, die hemel, die nuwe aarde wat geskep word. Ons innerlike mens word dag na dag vernuwe, soos wat die lig van God skyn in my hart om die kennis van God se heerlikheid te sien in die aangesig van Jesus. In my sterflike liggaam, ek gee my liggaam oor vir Jesus, my lewe is syne en sy lewe is myne. Verder word hy sigbaar in hierdie vleispaleis van my. Mense sien hom in my. Sodat my innerlike mens, soos ek hierdie pad loop, soos ek hierdie pad stap, word my innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Waartoe word dit vernuwe? Na die beeld van Christus toe, sodat ek hom kan verteenwoordig in al my weë, sodat my lewe van sy lewe spreek. Verder gaan Paulus aan in hoofstuk 5, ek gaan net vinnig net bietjie opsom, wat hy daar sê in hoofstuk 5, onthou is 'n brief wat hy mee besig is, een gesprek, waarmee hy besig is van die begin tot en met die einde. So hoofstuk 5 praat hy van, en verder sug ons liggame, want ons wag vir hierdie verheerlikte liggame wat ons gaan ontvang. Ons wag vir die dag wat Jesus kom. Ons sug want ons dink, ag Jesus, die omstandighede is moeilik. Ons sug dalk om by 'n plek van opgewondenheid vir daai dag wat Jesus terugkom, wat ons hele liggaam vernuwe word, wat ons in nabye teenwoordigheid is met die Herder, waar dit alles perfek is en alles mooi is. Ons liggame sug vir dit. Hy sê verder gaan dit aan. Hy sê omdat ons hierdie kennis ontvang het, omdat ons harte verlig is, sodat ons nou soos kleipotte dit kan uitgee vir ander mense, het ons 'n bediening ontvang om hierdie evangelie vir mense te deel, dat die sluier van hulle gesig af kan kom, dat hulle besef wat in hulle geplaas is, dat hulle innerlike mens ook vernuwe kan word deur die krag van die Heilige Gees en deur die moontlikheid van die kruisiging en die opstanding van Christus. Hy sê verder in daai hoofstuk, sê ons ken nie meer mense volgens die uiterlike mens nie. Wanneer ek na jou kyk, sien ek glad nie jy weet dalk jou verkeerde punte of enigiets van daardie. Ek sien nie die tipe werk wat jy doen nie. Ek ken jou glad nie volgens die uiterlike nie. Ek sien jou nie volgens jou status nie. Ek sien jou nie volgens jou rekening nie. Ek sien jou nie volgens daai dinge nie. Dis wat Paulus hier sê. Ek sien julle nie volgens die uiterlike nie. Ek sien jou soos wat Christus jou geroep het om te wees. In leierskap het hulle die terme gemaak, we put a 10 on everybody's head, dat wanneer ek met mense praat, het ek 'n 10 op sy kop, die waarde wat ek op hom plaas, en die skaal is net tot 10, nie tot 100 nie, maar ek sit 'n hoë waarde op alle mense wat ek sien. Hoekom? Want ek ken hulle nie meer volgens die uiterlike nie, ek ken hulle volgens die beeld wat Christus hulle ou mens na vernuwe na hom toe. Iemand het dit mooi gesê, Rick Moser die ander dag toe hy was, to say, we see people not in the present past tense, we see people in the future present tense. Menende, ek sien jou klaar in jou verheerlikte posisie en daarom sal ek daai tipe liefde teenoor jou toon, daai tipe waarheid, daai tipe genade teenoor jou toon. Vers 17 waar ek vandag dink ek wil afsluit. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword.
Daai moes, jy weet, sirenes laat afgaan het in my kop. As ons dink aan wat vroeër gesê het, as ons dink aan die profesie van voor, as ons dink aan die lewe wat Christus vir ons beloof het, die lewe wat ons ontvang in die volheid daarvan. Want Jesus is besig, God is besig om alles nuut te skep. Jesaja profeteer dat daar's 'n nuwe aarde wat geskep word. Waar het God begin? Waar het God begin? By ons. Die mens is nie geskep, die mens het 'n nuwe lewe ontvang. Maar die hele aarde word nuut gemaak. Hy begin by die mens. Hierdie lewe van Christus, wat hy gekry het, wat hy het gesterf en het opgestaan, hierdie lewe van Christus, en nou is ons ingesluit deur geloof in hierdie liggaam, in Christus, beteken nou dat deur ons, skyn die lig verder na ander mense toe, skyn die lig verder in alle sisteme, alle areas van die samelewing. Dis hoekom ons so groot is op omgewingstransformasie. Want ons sien reeds die heerlikheid van God in elke liewe gebied, in elke liewe area, in elke liewe mens. Maar die God heilig soos wat hy is, begin by die mens. Want hy wil deur die mens werk. Hy het die mens geheilig in Christus, want hy wil deur die mens werk. As jy in Christus is jy 'n nuwe skepping. Die ou dinge is weg, dis kas toe. Daar's 'n mooier Afrikaanse woord wat ek nie meer mag gebruik nie, maar die ou mens is heeltemal weg. Jy sal hom môre vang, ek beloof. Wanneer jy ry in traffic, dan gaan daai selfe woord by jou opkom. Maar ons het hierdie geleentheid ontvang, mense. Dat hierdie lewe nie meer 'n ding is van afstand nie, net dit om te sê, ag, nou is ek okay, net omdat ek weet daarvan nie. Glad nie. Hierdie lewe is eintlik 'n uitnodiging, sodat ek dieper kan engage in my menswees, in verhouding met Jesus. Want hy het begin by my, om my nuut te maak. En nou skyn hierdie lig op my hart. Dis 'n massiewe voorreg, net om te kan verstaan wat hier staan. Ons kan nie selfs dit ligtelik vat nie. Dieselfde God wat aan die begin geskep het, die lig laat skyn het, skyn nou in ons harte. Dis hoekom so Wouter ook net praat oor Romeine 6, en hoekom ek jou juist die vraag vra, wat beteken die lewe van Jesus vir jou? En ek wil afsluit met hierdie skrif, Romeine 6 vers 3 tot en met 6, of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Deur die doop is ons saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus, deur die magtige heerlikheid van die Vader, uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saam gegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook saam met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot nuut gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Mense vra die vraag, het ek die doop nodig om ingesluit te word in Christus? Nee. Ek dink nie in my opinie nie. Ek dink dit is wel van noodbelang, want dit is 'n verklaring van die simbool wat met ons gebeur het toe ons tot geloof gekom het in Christus. Dis juist wat die doop verteenwoordig. Dat in my ou mens, ek sterf in daai ou mens, toe ek tot geloof gekom het. Ek staan op in die nuwe mens, in Christus. En die doop is juist 'n simbool en 'n verklaring daarvan. Daarom wil ek jou uitnooi, as jy nog nie gedoop is, ek beloof jou, daar's iets wat gebeur met die doop, wat vir my 'n totaal en alle misterie is, wat ek nie gaan probeer verduidelik nie. Vir een of ander rede is, die volgende dag is bietjie anders, ne? Want dis hierdie lewe van Christus wat ek ontvang het, wat hy gesê het in Johannes 10, wat nou al van toepassing is in my lewe, dat ek opstaan uit die ou mens, daai ou mens is kas toe. En ek kom uit die water uit as 'n lewende mens, as 'n nuwe skepsel, want God is besig om alles nuut te maak, en hy het begin met ons. Dis die lewe van Christus, dis die lewe wat ons ontvang het, nie lewenskwaliteit nie, nie lewensduur nie, maar die lewe van Christus self. Amen. Kan ek julle vra om saam met te staan, terwyl ek afsluit met gebed. Ek wil vra as jy gemaklik is, dalk kan jy jou hande voor jou uitsit. Amper 'n simbool van 'n geskenk wat ons ontvang het en ontvang vandag.
Vader, ons sê so dankie vir die lewe wat ons ontvang het. Hierdie lewe wat vir ons beloof is. In Johannes 10 waar Jesus self sê, ek sal vir julle lewe gee en lewe in oorvloed, as deel van die skepingsverhaal, as deel van die plan van God, om alles van die begin af nuut te maak. Heilige Gees, ons ontvang hierdie lewe. Heilige Gees, maak dat hierdie terme waar ons vandag geleer het, nie abstrakt vir ons voorkom en daarom ons wegjaag nie. Maar Here, maak dit vir ons eenvoudig. Heilige Gees, maak dit iets so eenvoudig soos dat ons net na U toe kom met ons hande uitgestrek, met ons hande voor U, om hierdie lewe te ontvang, dat hierdie lig op ons harte skyn, sodat ons nou die kennis kan hê van die heerlikheid van God, wat ons sien in die aangesig van Jesus Christus. Jesus, daarom sê ons so dankie vir die voorreg, dat wanneer ons na U kyk, sien ons 'n lewende God. Ons sien 'n God wat vir ons kom sterf, vir ons kom opstaan, sodat ons nou ingesluit kan word in hierdie ewige lewe. Maar nie net eendag nie, maar nou al hierdie lewe kan hê. Heilige Gees, ek bid vir elke hart in hierdie plek, waar dit baie keer voel ons gedagtes, ons oë is nog gesluier, waar dit voel dit is nog toe. Heilige Gees, skyn nou in hulle harte, dat ons nou saam kan aanskou wie Jesus Christus is, en dat sy offer volmaak is. Sy opstanding is volmaak, in die sin dat jy ingesluit is. Niks wat jy kan doen, kan jou uitsluit van dit af nie. Vat ons dit nou net van so 'n aard, dat ek nou net kan doen wat ek wil, dat ek 'n genadekaartjie kan ry, glad nie. Inteendeel, hierdie lewe inspireer ons, om dieper te engage in die lewe van Christus, dat U lewe sigbaar kan word in ons sterflike liggame, dat hierdie skat wat ons ontvang het in kleipotte, ons uit kan deel vir mense. Heilige Gees, ons ontvang hierdie lewe met oop arms vandag. En ons sê so dankie vir die God wat U vir ons is. Leer ons, Heilige Gees, van U heerlikheid, van U seën. Amen.